Maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U. Vul my met die Gees, maak my los van my verlede. Here gee my 'n nuwe begin. Goeiedag geliefde. Verlede week het ons die voorreg gehad om 'n bietjie stil te staan en te leer oor wysheid. En ek het nogal moeite gedoen om die verskil tussen wysheid en kennis uit te wys. Ons moet nou net nie verval in die ding om te dink dat kennis nou nie belangrik is nie, of dat dit ondergeskik is aan wysheid. Weet in Spreuke 18 vers 15 staan, 'n mens met insig doen kennis op. Wyse mense hou hulle ore oop vir kennis. So ek sou graag hierdie week dan so 'n bietjie tyd spandeer rondom die woord en kennis. En op hierdie maandag begin ons by Hosea 4 vers 1 tot 6. Dis wanneer God met sy mense praat, wanneer hulle regtig op 'n ekonomiese, sosiale, politiese en veral geestelike laagtepunt is in hulle lewe. Hy sê vir hulle as volg: Israeliete, luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek, het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreek hand oor hand toegeneem, en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag. Dit is waarom die land verdor, en al die inwoners van dors versmag, saam met die wilde diere en die voëls, en waarom selfs die visse vrek. Niemand word ligtelik aangekla en tot verantwoording geroep nie. Maar ek gaan jou mense aankla, priester. Jy gaan vandag nog tot 'n val kom, en die profeet gaan vandag nog saam met jou tot 'n val kom, en ek gaan selfs jou moeder om die lewe bring. My volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewyd is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou as my priester. Omdat jy die wil van God verontagsaam het, verontagsaam ek die priesters wat onder jou dien. Hier is 'n geweldige, ernstige aanklag. God spreek sy mense, en veral die wat hulle moes leer, baie, baie ernstig aan. Maar ek wil vir jou vers 6 in die ouer vertaling lees, want dit lees: My volk kom om weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Hoor jy? Het gaan alles oor kennis. Hierdie gebrek aan kennis, toewyding soos die nuwe vertaling dit het, maar dit gaan oor kennis, lei tot algehele en diepe chaos. Want die kennis is nie oorgedra nie, die kennis is geïgnoreer, en die kennis is nie aangeleer deur die volk nie. Die verskillende vertaling kom uit so 'n bietjie misverstand oor hoe om die woord kennis in Hebreëus wat hier gebruik word te verklaar of te vertaal. Die woord wat hier in Hebreëus gebruik word, beteken in al sy betekenisvorme, om dit vir jou saam te vat, om iets so te ken, dat dit vir jou 'n vaardigheid word. Om so kennis op te bou van iets, sodat jy gehoorsaam kan word daaruit. Dis hoekom die nuwe vertaling toewyding gebruik, maar die ouer vertalings gebruik nog steeds kennis. Feit bly. Hierdie wye en diep chaos kom uit 'n gebrek aan kennis. En nou is dit so dat ons wêreld vandag nog nooit soveel kennis gehad het as wat ons nou het nie. Daar was nog nooit soveel kennis beskikbaar, sommer op jou slimfoon, op jou rekenaar, as wat daar vandag beskikbaar is nie. En tog lyk ons wêreld soos hy lyk. Jy sien, want in al die kennis wat jy opdoen,
Dit kan bloot kopkennis wees, dinge, feite wat jy in jou kop in laat gaan, maar jy kan nog steeds daardeur God mis. En dis die gevaarlike ding. Die wat moet lering gee, moet sorg dat hy die lering so gee, die kennis so oordra, sodat dit so geïntegreer kan word, dat dit lei tot 'n verdiepende verhouding tussen die leerder en God. En ek dink ons elkeen moet vir onsself in hierdie tyd afvra, is ek deurlopend besig om kennis te versamel? Wat se kennis? Nie net feite of nuwe goed leer en dit in my kop inprop nie. Maar so te leer, kennis op te doen, ter wille van toewyding aan God en sy wil. Het jy die kennis wat jy nodig het vir verdieping in toewyding aan die Here God? Hoekom maak jy kennis bymekaar? Is jou toewyding afhanklik van jou emosionele stand? Is jou toewyding aan die Here dalk afhanklik van bloot jou omstandighede, hoe jy op 'n dag voel? Dan moet ons weer dink. Dit gaan oor wat ons weet van God. Dit gaan oor die kennis wat ons versamel. Daardie kennis wat ons sal lei tot 'n verdieping in ons toewyding aan God. Mag die Heilige Gees so in my en jou lewe werk, dat ons die kennis so sal opdoen en sal groei en verdiep in toewyding. Shalom. En maak my vry, maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe begin, maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe begin, Here gee my 'n nuwe